yes, so die gees van gebed. Nou, Jacomay het nou gesê, God hoor, maak so, Psalm 4 vers 4, God hoor as ek roep. Amen, so jy sal dit nou onthou, nee. Goed, God hoor as ek roep. God hoor as ek roep. Ouens, laat dit sink in jou hart. Die Here hoor as jy hom aanroep. Amen, hy is die hoorder van gebed. Nou, ons het nou die afgelope tyd gedeel oor gebed. So ek wil net gou vinnig 3 vrae oor wat ons die afgelope tyd is net 'n samesmelting oor wat ons die afgelope tyd gedeel het, en dan wil ek net deel vanoggend oor die gees van gebed. Maar die eerste vraag is, sal ons met groter inspanning bid? Onthou, dis net wat ons laas of die afgelope tyd bedien het, toe die Here Jesus, Lukas 22 vers 44, toe Jesus in 'n sware stryd in Getsemane gekom het, sê die skrif, het hy nie daar gesê, nee, hierdie feit is nou vir my te rof nie, of ek gaan 'n bietjie inlê vandag of iets nie. Die skrif sê hy het met groter inspanning gebid. Ouens, wat 'n voorbeeld vir ons, dat Jesus het met groter inspanning gebid. Psalm 105 vers 18 sê, toe Josef gekerker was in eisters, het sy siel in die eister gegaan, wat ek ander dag verduidelik het, is 'n Joodse idioom, wat beteken, sy siege het so sterk geraak, soos die kettinge wat hom gebind het, menende, hy het nie geback-off nie, hy het gesê, vir hierdie eisters, jy gaan my nie wen nie. En my vraag is vandag, as die stryd rof is, die eerste vraag is, sal ons met groter inspanning bid? Tweedens, sal ons siele in die eister gaan, in die konteks wat Josef dit gesê. Die derde ding wat ek wil vra is, sal Jesus, onthou wat hy vir die vrou en wat hy vir die man gesê het, verskillende omstandighede, het hy die stelling gemaak en gesê, sal ek so geloof in Israel vind? My vraag is vandag, sal Jesus so geloof in Vryburg vind, om te sê, Here, ek is bereid om die krummels te eet, die krummels wat die hondjies van die tafel af eet, om sulke geloof te hê. Amen. So, dis net weer eens om te vra, ouens, is ons, wat ons nou laasweek gesê het, 'n drive-through kultuur. Ons soek alles net 'n magic. Maar as dinge nie dadelik gebeur nie, om bereid te wees om die 2de en die 3de myl te fight. Amen, want God se belofte is, jy is 'n oorwinnaar. Tim Story het eendag lank jare terug 'n boodskap gebring. En net die tema van die boodskap wat vir ons alles gesê, die tema het gesê, it will be a happy ending. En hy het gesê, if the ending is not yet happy, it's not the end yet. Amen. En dis God se belofte, jy gaan wen. Dis God se belofte, ouens. Ja, is dit nie die kragtigste ding net vandag, om dit te hoor, en hier te stop selfs, om te sê, God se belofte vir ons is, jy gaan wen. Want hy het gesê, ek is met jou tot by die einde. En God is nie 'n halfpad God nie. En as dit jy nog nie gewen het nie, is dit nog nie die einde nie. Verloor is en opgee is nie in God se woordeskat nie. Amen. Halleluja. En laasweek het ons die stelling, die skrifgedeelte gelees van die witchcraft wat Moab gedoen het deur okkultiese dinge, en Israel was op pad om te wen, en toe kom die okkulte in 'n backlash in Israel. Die puppets van daai tyd besluit, nee, wat ons hardloop weg. En net halfpad oorwinning behaal, terwyl God gesê het, fight tot die end. Amen. Nou kom ons blaai na Sagaria, die boek Sagaria. Nou Sagaria 12 en 13 wil ek vandag oordeel. Maar onthou, wat sê ou Etienne, of wat sê baie mense altyd, ek glo enige prediker sê dit vir hulle mense, is, ons dank die Here vir die Bybelboeke, maar u weet, ek glo almal weet dat die hoofstukke
wat in die Bybel is deur mense daar gesit vir ons om makliker te lees. Dis soos plekhouers. Goed, so maar is eintlik een brief. Goed, so in die geneigtheid van ons as, unfortunately, die geneigtheid, vir ons as mense is, ons het baie keer die geneigtheid om die hoofstukke om goed is apart te lees, terwyl dit 'n gesprek is. So, Sagaria 12 en 13 is een profesie. So hy loop saam, dit is nie 'n twee verskillende profesieë nie. Goed, so dis 'n eenlopende gebeurtenis. So onthou dit nou net. Nou, om vir u net te sê wat hier aan die gang is, dit is, dan moet ons eers hoofstuk 13 vers 7 lees. Nou hoofstuk 13 vers 7, onthou nou, ons is nou met 'n bietjie teologiese boodskap hierso besig, en hy sê hierso, ontwaak o swaard teen my herder. Nou sê hy, ontwaak o swaard teen my herder, en teen die man wat my metgesel is. Nou ouens, dit wat daar aan die gang is die Vader wat praat aangaande Jesus. Aangaande die kruis, spreek die Here van die leerskare. Nou sê hy daar hierdie stelling, wie van u het dit al gelees? Slaan die herder, sodat die skape verstrooi word, en ek sal my hand weer uitstrek oor die geringes. Wie van u weet wat staan in Matteus 26 vers 31? Onthou, wat sê ou Etienne altyd? Ons lees die Ou Testament, 1, 2, 3, deur die bril van die Nuwe Testament. Alles wat in die Ou Testament staan, het sy verklaring in die Nuwe Testament. In die Nuwe Testament staan daar hele tyd, dit wat julle nou sien is dit wat daar staan. Goed, so dit is wat daar staan. Dis hoekom ons altyd sê, dis hoekom as mense dit nie lees nie, dan verstaan hulle en haal hulle skrifte buite konteks aan. Nou, Matteus 26 vers 31 is die gebeurtenis van die kruis, en Jesus die goeie herder is geslaan, en dit was in die ewige raad van God gewees, die kruis. Openbaring 13 vers 8 sê, he was slain before the foundation of the world. So God was nie ontkant gevang toe die mens gesondig het nie. Die kruis was alreeds in plek gewees. Wow. Ouens, maar wat het gebeur? Slaan die herder sodat die skape verstrooi word, en ek sal my skape weer bymekaar maak. So die kruks van dit alles is, hier by hierdie gebeurtenis word verwys na die eerste koms van Jesus. So hierdie profesie van Sagaria 12 en 13 is die gebeurtenis van die eerste koms van Jesus. Goed, so is ons op die, so is jy saam met my nou daarsom? Ek vertrou so. Goed. Julle is welkom om julle hande op te steek en sê Etienne, verduidelik net gou weer 'n keer. So ons is hier te doen met die eerste koms. Hoofstuk 12 vers 1 Godspraak, met ander woorde die woordjie Godspraak beteken profesie. Die woord van die Here oor Israel. Die Here spreek wat die hemele uitsprei en die aarde gegrondves en die gees van die mens in sy binneste formeer. Wat beteken in plain Nuwe Testamentiese taal wedergeboorte. Jou gees word gewederbaar. Goed, so dit is wat daar gebeur. Amen. Wat het God vir Adam en Eva gesê? As julle van hierdie boom van die goed en kwaad eet, wat sal gebeur? Julle sal, het julle dit al gehoor van? Julle sal sterwe. Goed, het Adam en Eva fisies gesterf? Wat het gesterf? Hulle gees, hulle eenheid met God. En wat het na die kruis gebeur? Jesus het gesê, as jy nie weergebore word nie, jou gees word weergebore. So dis wat in die Nuwe Testament gebeur. Ons eenheid en ons gees konneksie met God is weergebore, is geherleef, wat gesterf het deur ons sondes. Goed, amen, so dis deur die kruis. Maar nou ouens, kan ons nou geweldig, hy praat die geweldig baie hier van die dag van die Here. Nou daardie dag van die Here is die kruis, is die event van die kruis en die opstanding en die uitstorting van die Heilige Gees. So dis waaroor hierdie boek gaan. En dan sê hy heeltyd in die dag,
1, 2, 3, in die dag van die Here. Nou maak hy stellings daar wat ek wens ek het ure gehad om oor te bedien, maar timing en alles, ek wil net by 'n kruks uitkom vandag. Vers 8 sê, in die dag, nou jy kan maar loop lees op jou eie, hoeveel keer sê hy, in die dag, wanneer die Here deurkom vir ons. In die dag sal die Here die inwoners van Jerusalem rondom beskit en die struikelende onder die wat in die dag wees, sal in die dag wees soos Dawid, hoor nou mooi, en die huis van Dawid soos 'n hemelse wese, soos die engel van die Here voor hulle uit. Geliefdes, in die Ou Testament is daar gepraat van engele van die Here, maar wanneer die skrif gepraat het van die engel van die Here, was dit verwys na Jesus. Goed, net so teologiese info vir ons. Maar hy sê hierso, die huis van Dawid sal wees soos die engel van die Here. So ons sal wees soos Jesus. Nou nie, ons het nou niks met nieuwheids te doen nie, wat beteken stryd, wat die Here vir Moses gesê het, you will be as God for Pharaoh. Wat beteken, jy sal my mondstuk wees. You will be my, ek het hier geskryf, die kerk is gelyk aan, skies vir die Engels, God's representative on earth. Nou in my notas sê, hier gaan julle nou sê, yes, hier is 'n stunning boodskap, ja, dankie. En ook in die dag vers 9 is, en ek sal in die dag daarna soek om al die nasies wat teen Jerusalem aan te kom te verdelg. Maar hoor nou vers 10, die tema vers van vanoggend. As ons dit kan lees, dan ten minste net vandag vas, het ons die alles, het ons die kruks van dit verstaan. Maar oor die huis van Dawid en oor die inwoners van Jerusalem sal ek uitgiet die gees van genade en smekinge. Ouens, net hierdie woorde, die God sal uitgiet die gees met 'n hoofletter van genade en smekinge. Ek gaan dit nou verduidelik. En hulle, wat sal gebeur as die Here uitgiet, of kom ek sê sommer net straightforward, laat ons dit verstaan. Die gees van grace and supplication, soos die Engels sê, the spirit of grace and supplication, die gees van genade en roep na die Here, is straightforward, in straightforward taal, die gees van gebed. Want dit is wat Jesaja sê, ek dink is Jesaja 56, wat sê, God was verbaas, dat almal kyk en sien hoe sleg dit gaan, maar dan sê hy daar, God was verbaas dat niemand in die gaping gaan staan en sê, Here, wees hierdie volk genadig en smeek vir mense nie. Jakomai het in 'n krisis gegaan en daar was grace and supplication gewees van hulle wat lief is vir hierdie gesin, wat gesê het, Here, ons staan vandag in die gaping vir hierdie gesin en ons roep tot die Here en ons smeek tot die Here. Dit is die gees van gebed. Nou ouens, as God die gees van gebed uitgiet in 'n gemeente of in 'n huis, dan is daar sekere gevolge wat hy sê wat sal gebeur. En die eerste wat hy hierna verwys is die Here Jesus homself. Hy sê, en hulle, die mens vir wie ons bid, hy sê, hulle sal opsien na my vir wie hulle deurboor het. Ouens, dink vandag gou terug, wat se gebeurtenis was my, hy sê verder, hy sê, en hulle sal oor hom, hoofletter, rou klaag soos 'n mens rou klaag oor 'n enigste seun en bitterlik oor hom ween soos 'n mens bitterlik ween oor 'n eersgebore kind. Waaraan dink jy as jy hierdie skrif lees? Wie is gedeurboor? Wie is die eersgeborene kind? Jesus. En die Jode het hierdie skrif vir hulle kinders geleer, maar hulle was so versleier, hulle het nie verstaan dat Jesus gelei het aan die kruis. Hulle self het Jesus deurboor. Hulle het hom gekruisig. Dit staan in die Ou Testament, honderde jare, en as ek gou teruggaan na waar Sagaria begin, dan
kyk ons en ons sien min of meer 520 jaar voor Christus is hierdie profesie geprofeteer. 520 jaar en hulle het nooit besef die Christus wat vir hulle sou lei, gaan deur hulle self gedeurboor word. En wanneer God die gees van gebed oor julle uitgiet, gaan julle self roep na die Here. Halleluja. En ouens, dit is wat herlewing is in 'n dorp. Die eerste ding is, mense sal begin roep, dan sal mense roep na Jesus as die gekruisigde. Jesaja 11 vers 10 sê, julle sal na my roep in daardie dag. Nog 'n bevestiging, Jesaja is nog voor dit geprofeteer. Julle sal in daardie dag na my roep. Is hier iemand wat dit net gou vir ons kan lees? Jesaja 11 vers 10. Gerrit, as jy gou vinnig net gou terug gaan daar vir ons, Jesaja 11 vers 10. Ouens, straightforward in Afrikaans. God sê, as die kerk begin bid, en as u die gees van gebed absorbeer en sê, Here, gee vir my die gees van gebed. Die ou mense het altyd gepraat van 'n gebedslas. A burden of prayer, wat op jou sit. Wat sê hy, wat gebeur is, mense begin roep na God, na Jesus. Hoor wat sê Jesaja 11 vers 10. En in die dag sal die nasies vra na die wortel van Isai, wat daar staan as 'n banier van die volke, en sy rusplek sal heerlik wees. Hulle sal jy is oor hom vers 10. Ja, ek het vers 10 nou. Yes. Jesaja 10. Yes. Nou 11 vers 10. Ja. Yes. So hulle sal oor hom praat. Wanneer in die dag, wat 'n dag, dis dieselfde profesie, is twee profete wat in verskillende tye geprofeteer het aangaande die kruis. En hulle sal oor hom praat, hulle sal oor hom rou, hulle sal na hom roep. Vers 11 sê, in die dag sal die rouklaag groot wees, hoor nou mooi, in Jerusalem, en rouklaag soos Hadad Rimom in die laagte van Megiddo. Nou ouens, ek het ander dag vir julle gesê, ek hang glad nie die futuristiese siening aan nie, en die Battle of Armageddon gaan nie nog plaasvind nie. Dis, ouens, ons sê altyd, Jesaja 63 sê vir ons, aan die kruis het dit geplaasgevind. Hierso sê hy dit ook. In die dag van die eerste koms het Jesus die duiwel uitgeklee, Kolossense 2, en hy is verslaan. En Jesus se bloed het in die strate gerol oor die nasies. Sy bloed is vir die nasies. Die woord Megiddo beteken, of die laagte van Megiddo, of Armageddon beteken die dal, of die laagte van beslissing. En God het 'n regspraak uitgegee, en hy het verklaar, you are free. Hy het die werke van die duiwel uitgeklee. So dis wat die Battle of Armageddon beteken. Halleluja. Maar nou ouens, nou sê hy hierdie woorde, so hy praat nou van die kruis, van Jesus, en wat het net na die kruis gebeur, nog 'n groot gebeurtenis, of die kruis en die opstanding, maar wat het nog gebeur na die kruis, 'n groot gebeurtenis in die geskiedenis, 1, 2, 3, die uitstorting, dankie Mariet, die uitstorting van die Heilige Gees. Nou wat sê God nog steeds, dis hoekom dit net in 'n nuwe hoofstuk is, in die dag, 13 vers 1, sal daar 'n geopende fontein wees. Hier spreek hy van die uitstorting van die Heilige Gees. Ouens, dis amazing. Ons is so bevoorreg dat ons hierdie goedes kan hoor en kan weet. Die uitstorting van die Heilige Gees. In daardie dag, of in die dag, sal daar 'n geopende fontein wees vir die huis van Dawid en die inwoners van Jerusalem teen sonde en onreinheid. Nou ouens, Johannes 16 vers 8 leer vir ons, en die Here Jesus verwys na wanneer die Heilige Gees gaan kom, verwysende na die uitstorting van die Heilige Gees, verwysende, wat het Jesus in Johannes 7 vers 37 tot 39 gesê, as iemand dors het, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei,
'n fontein sal vloei, en dan sê hy, en dit het hy gesê, vers 39, aangaande die Heilige Gees wat uitgestort sou word. So daai stroom, daai fontein wat oopbars, is die uitstorting van die Heilige Gees. En nou in Johannes 16, hoor nou mooi, sê Jesus, as hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy wat doen? Hy sê mooi, Jessie Andre, is lekker om iemand te hê wat so praat. Hy sal wat maak? Hy sal kom om julle te oortuig van geregtigheid, sonde en oordeel. Die Heilige Gees, nou ek weet die vroeër tyd is altyd gesê, die Heilige Gees kla my aan, die Heilige Gees, ons verstaan die uitdrukking, maar die Heilige Gees kla jou nie aan nie, die Heilige Gees oortuig jou. Amen? Nou wat doen die Heilige Gees? Hy oortuig jou. Hy sê in die dag sal die fontein open en dit sal ook wees teen sonde en onreinheid. Wat beteken hy gaan ons oortuig? Nou wat gaan gebeur as die Heilige Gees ons oortuig? Hy sê in die dag, spreek die Here van die leerskare, sal ek die name van die afgode uit die land uitroei, sodat aan hulle nie meer gedink word nie, en ook die profete en die onreine gees sal ek uit die land laat wegtrek. Onthou, dis beeldspraak wat God hiermee besig is. Wat beteken as ek verder lees in hoofstuk vers 4, ek gaan dit nou maar net skiep terwille van tyd, in vers 5 ensovoorts, sê hy die volgende hierso, en is eintlik so amazing ouens, as die Heilige, as ons begin bid, en ons beleef 'n geope fontein, dan kom daai fontein oop. En as daai fontein oopkom, dan sien ons vuil goed. Nou kan jy vir my sê, Etienne, wat sê jy nou? Geliefdes, as 'n glas vol modder is, en ek gooi water in, kom daar skoon water uit? Nee. Wat kom uit? Vuilheid. Is dit negatief? Nee. Wat doen goed? As die waters uitkom, wat doen eerste wat ons sien gewoonlik wat uitkom is die vuilheid, totdat die skoon water uitkom, stem jy saam? En dit is hoe die Heilige Gees in ons lewens werk. Yes. Die Heilige Gees vul ons harte, en wat dan gebeur is, ons begin dinge in ons eie lewe sien wat ons agterkom, hoekom kom al hierdie vuil goed nou uit my hart uit? Dit is die werking van die Heilige Gees. Hy bring al die ou goggas uit wat hier ingesit het. God is nie kwaad vir jou nie. Dit is goeie nuus. Hy maak ons skoon. Stem jy saam? Wees eerder bly, en dit is die gevolg, ouens. Dit is gewoonlik die gevolg. Ek het hier geskryf vers 2, wanneer die fontein, of hy sal onder ons aktief wees, dan sal ons makliker onderskei wat van God is en wat nie van hom is nie. As ons begin bid, ouens, en die Heilige Gees werk onder ons, dan kom ons agter, dit wat my vroeër nie gepla het nie, pla my skielik. En ek sien dinge ek is net baie meer sensitief vir die Heilige Gees. En wat nog gebeur is, kom ek maak klaar. Hy praat hier van die valse profete, wat maar net aangegaan het, en niemand het hulle stilgemaak nie. Hy sê selfs, in daardie dag, hierdie is amazing, wanneer 'n kerk begin bid, en as mense met valsheid onder hulle, sal die valsheid kom, en hy sê, ek sal kom, die valse profete sal kom, en sê, ek wil nie meer vals profeteer nie. En nou maak hy 'n stelling hier, en hy sê, die valse profete sal hulle wonde kom wys. Baie interessant. Is daai wonde wat hulle aangedoen het, is die wonde wat die valse profete om hulle self te sny, om, wil ek sê, met okkultiese verkeerde dinge besig te wees, om nou sogenaamd van 'n hoër stem te hoor. So dis New Age, en is al hierdie gaga goeters. En hy sê, hulle sal net kom, want dit sal genade wees. Mense sal kom, en hulle sal hierdie goedes net voor die Here bring, en hulle sal gesond word van die
gaga in hulle lewens, so ver dat selfs die valse profete sal kom en sê, ek wil nie meer vals wees nie. Want dis die gees van genade en smekinge. Nou geliefdes, kom ons, in die laaste vers is, jaag nou maar, vers 9 sê, dan sal die derde deel in die vuur bring en hulle smelt soos silwer en smelt en toets soos 'n mens goud toets. Nou ons kan lank gesels oor hierdie refinery, maar net die laaste woorde, hy sê, hulle sal my naam aanroep en ek sal hulle verhoor en ek sal sê, dit is my volk, of soos dit Paulus hierdie skrifte in die Nuwe Testament sê, julle is my seuns en dogters en ek is hulle God. Paulus sê, ek is julle pa. Dis hoe hy die skrif vergelyk. Wat ek sommer straightforward sê is, God se SABS merk sal op sy kinders wees en hulle sal met gesag praat. Hulle sal God se verteenwoordiging wees. Geliefdes, in so mate dat Jesus gesê het, na ons verwys het, hoor nou mooi, en hy het gesê, julle ouens wat bid, wat die gees van God in julle midde het, wat julle op die aarde bind, sal selfs in die hemele gebonde wees, en wat julle op die aarde losmaak, sal in die hemele losgemaak wees. Dit is die gesag waarmee gelowiges sal bid. Geliefdes, Jacomay het vir ons gesê, moenie onderskat die krag van gebed nie. Ons sê altyd, ons preek nie uit die onderwêreld, uit die okkulte uit nie, maar ek kan vir u verseker, met oortuiging sê, van mense wat in satanisme was, of erg in die okkulte bedrywig was, wat tot redding gekom het, en vir ons kan sê, dat wanneer die kinders van die Here sekere goedes gebind het, kan hulle maak wat hulle wil, hulle kan rituele toepas soos hulle wil, daar's geen effek nie. Nou as ons dit net besef, die gesag wat daar is, wanneer 'n kind van God begin bid, en dat ons God se representatives on earth is, sal ons nie anders kan as om te sê, Here, ons soek meer van gebed in ons lewens nie. Nou kom ek sluit net gou af met 'n baie, Lukas 11, met 'n baie straightforward skrif, wat ons almal heel waarskynlik ken, maar wat ek vandag bid, 'n bemoediging sal wees vir ons almal. Ek het nou die dag verwys na Lukas 18 vers 1, wat sê, Jesus het hierdie gelykenis gegee met die oog, dat ons nie moet moedeloos raak as ons bid nie. Nou geliefdes, Lukas 11, as jy almal daar, kom ons lees dit gou saam. Lukas 11 vers 9 tot 13. Nou, hy sê hierso, en ek sê vir julle, dis Jesus wat hier praat, en ek wil amper sê, geliefdes, ek wil nie sommer klaar vir ons ietsie speel, net drink hierdie woorde in, en sien die mooi hart van Jesus, wat hy vandag vir u sê, my kinders, hy sê, bid, en vir julle sal gegee word. Soek, en julle sal vind. Klop, en vir julle sal oopgemaak word. Want elkeen wat bid, ontvang, en hy wat soek, vind, en vir hom wat klop, sal oopgemaak word. En vir watter vader onder julle sal sy seun 'n brood vra, en hy sal hom 'n klip gee, of ook 'n vis, en hy sal hom in plaas van 'n vis 'n slang gee, en 'n slang spreek van 'n duiwelse gees. En ook as hy vir hom 'n eier vra, hom 'n skorpioen gee. As julle dan wat sleg is weet, om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid. Nou geliefdes, die Gees van gebed is die Heilige Gees. Stem jy saam? En as ons vandag bid en straightforward
strydvoort boodskap. Julle het lanklaas, het ek so kort boodskap gebring, nee. Maar strydvoort, dat die Here sê, ek wil die gees van gebed uitgiet. Maar as julle vir hom vra, vir die Heilige Gees, as julle aardse vaders dan weet wat goed is, hoeveel te meer, laat jou hart dit so hoor, hoeveel te meer, sal julle hemelse Vader julle die Heilige Gees gee. En ek het hier 'n afsluit geskryf, en sê, daar is, waar is ek nou? Daar sal, daai tweede punt, daar sal gevolg wees, as die gees van gebed onder ons is. Daar sal gevolg wees. Lukas 11, wat ek nou gelees het, bid in geloof vir die Heilige Gees, om vervul te wees met die gees van gebed. En laastens, om in meer geloof in my binnekamer te gaan, en tot my hemelse Vader te bid. Vrydagoggend toe die manne hier sit, toe sê Pieter, en hulle is nou ongelukkig nie vir oggend hier nie, maar hy maak 'n stelling, en dit het asof alles net stil geraak het vir my om dit. Die volgende oomblik toe sê Pieter hierdie woorde, hy sê, daar is geen groter gawe wat ons het om in die binnekamer te kan ingaan. To see God face to face in faith. En geliefdes, wat 'n voorreg het ons om die deur agter jou toe te maak en te kniel. En ek wil vandag sê, yes, ek dank die Here dat ons in ons karre kan ry en met God kan praat. Ek dank die Here dat, Jacob het nou 'n stelling gemaak, skietgebede. Ek dank die Here dat die Here elke gebed, of as ek dit so nie in afbrekende taal nie, maar dat God na elke gebedjie luister. Maar geliefdes, ons is bevoorreg. Die woordjie binnekamer is dieselfde begrip as die troonkamer, of die bokamer van Handelinge 2. Dis dieselfde begrip as Moses wat op die berg gegaan het. Dit is waar die Here deur die mond van Jesaja sê, kom na my toe, laat ek en jy die saak praat. Geliefdes, dink daaraan dat die Here gesê het, dan het Moses met God gepraat soos 'n man met sy vriend praat. God het na Abraham verwys na sy vriend. Numeri 12 sê, tot profete en tot almal het ek, die Here, my geopenbaar deur visioene en tekens en gesigte, maar nie so met my vriend, my knegt Moses nie. Aan Moses openbaar ek myself face to face. Dis in die Ou Testament. Nou kom die Nuwe Testament en hy sê in daardie dag sal vir jou 'n geopende fontein wees. Dieselfde gebeurtenis speel hom af lank jare terug, waar Samson dors het. En Samson is in 'n sware stryd. En hy sê hierdie woorde, hy sê, Here, sal ek vrek van dors? En die skrif sê, die volgende oomblik het 'n fontein uit die grond uit oopgebars, op die plek waar hy dit die minste verwag het. En hy noem die plek Roepersfontein. Wie van julle het die fliek gekyk, van die vrou van die huwelik, wat so vir die huwelik gebid het, nie Fireproof, die ander ene, War Room. Ek kan dit baie sterk aanbeveel, en daai vrou het vir haar huwelik gebid. En lang daarna, toe sien hulle, maar hierdie vrou het 'n vers gehad agter haar kas. Wil jy nie jou eie war room, wil jy nie jou eie roepersfontein skep nie? Naamlik jou binnekamer. Ouens, ons het 'n voorreg. Gebruik dit. Ek is vandag hier om vir u te sê, jy het 'n binnekamer. Jy het 'n geopenheid, jy het 'n geope fontein, jy het 'n oop deur na God, 'n geleentheid
om vir die Here te kom en sê, Here, ek maak in stilte hierdie deur agter my toe vandag, en my hart stort uit voor U. En as U moedeloos geraak het in gebed, geliefdes, keer terug, maar net weer na jou binnekamer toe. Amen. Kom ons bid sommer net saam vandag. Halleluja. Here, wat 'n voorreg het ons as U seuns en U dogters. Och, Here, dat U soveel gesag aan ons gee, dat U hier sê in daardie dag sal die kerk wees soos die engel van die Here. In daardie dag sal dit wat julle op die aarde bind in die hemele gebonde wees, ensovoorts. In daardie dag, Here, ek dank U vir 'n geleentheid soos hier, waar ons saam kan bid. Maar ek dank U ook, Here, vir 'n stil binnekamer, wat U vir ons geskep het, daar in die stilte. Toe U met Dawid by die skape deur in die veld, in die stilte met hom ontmoet het. En dit is dit wat hy daar gevind het, toe hy die leeu en die beer kon gewen het, toe hy vir Goliat gewen het. Dit was toe Jesus, sê die skrif, gereeld op 'n alleen plek gegaan het en tyd met sy Vader gespandeer het. En elke keer as U uit die stilte, uit die binnekamer gekom het, sê die skrif aangaande Jesus, en daar was krag om te genees. O, Here, as mense vra oor wonderwerke, dan sê ons vandag, laat daar krag wees om te genees, as gevolg van ons binnekamertye. Ek bid, Here, vir meer geloof, vandag onder ons almal wat hier is vandag, en wat na die boodskap kyk. Here, dis my kreet en my roepe vandag, en wil jy nie met my saamstem en sê, Here, stort die gees van gebed opnuut. Here, ja, ek weet, U het 2000 jaar terug, die gees van God was die uitstorting van die Heilige Gees. Maar laasweek se skrif, Here, se tema skrif is, Here, ons het gehoor van wat al gebeur het, maar in ons dae, kom maak dit weer lewend. Halleluja.